Daarom kan ons sê, wanneer God ons bron is hy ons fondasie. Ek sal fyn wees, ek kan maar spring. Dan sal ek vir jou bewys ek is 'n kind van God. My God gaan doen wat ek sê. Ons besef nie hoe afhanklik ons regtig van God af is nie. Ons as kinders van God weet wie op die troon is. Halleluja! En ek wil vanaand vir julle die antwoord gee op al 3 vrae. Ja, Here, hierdie is ons toewydingsgebed in hierdie aand. Ons sê, Here, ons kies U oor en oor. U is ons God en U is ons Heer. Laat ons lewe, ons hart, ons vlees, ons wil, ons gedagtes, alles, Here, heilig voor U wees. Mag ons lewe sing. Halleluja. Mag dit my toewyding wees vanaand. Waar ek U eer met alles wat ek het. Waar ek U lief het met my hele hart, my siel, my verstand. En ja, Here, al my krag. Word verheerlik koning van die konings en koning van my hart. Ons het U baie lief. Ons het U baie lief. In die huis van die Here sê saam met my. Amen en amen. Dis nogals interessant as 'n mens dink aan hierdie weerstaan versoekings. As ons dink aan versoekings, dan dink ons altyd aan die ou klisjées. Ons dink aan hierdie ding van, wat het daai eens gesê? Brassery. Ons het gedink aan hierdie goeters van seksuele sondes en al hierdie goeters wat so voor die hand liggend is. Alles wat ons nou gereeld van hoor. Maar vanaand wil ek eintlik baie dieper in dit ingaan. Ek wil vanaand 'n bietjie by die kern uitkom. En wanneer ons na die Bybel kyk, is dit eintlik iets wat so maklik in ons harte kom sit. Het jy nog nooit gewonder, wanneer 'n mens besef, Jesusie, ek het nogals vir 'n seisoen lank gedink, ek kan dit regkry, en toe besef ek kan nie, ek het die Here nodig. Ons word redelik vinnig versoek. En Jakobus 1 vers 14 sê vir ons hoekom dit so maklik is. Dit sê, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Dan wil jy seker nog verder weet van waar af kom hierdie versoekings. En Jakobus antwoord weer by 1 vers 13. Hy sê, iemand wat in die versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. So dit kom nie van God af nie. Halleluja. En dit is nie so maklik om te bely nie. Ons het ook 'n rol om te speel in hierdie speletjie. Ons is nie so onskuldig nie. Galasiërs 5 vers 17 sê, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar. Nou kom ons haal dit sommer uit die prentjie uit. Kom ons haal die probleem daar uit die prentjie uit. Ons almal sien wat die probleem is, nê? Okay, kom ons gaan na Hebreërs 4 vers 15 toe. Hierdie hoofpriester van ons, Jesus Christus, kan ten volle met ons in ons swakhede saamvoel, want hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek, maar hy het nie voor die sonde geswyg nie. Halleluja. Halleluja. So, wanneer ons nou kyk na wat ons nou gelees het, dan is dit eintlik versoeking in homself, is nog nie sonde nie. Want Jesus self was versoek, maar hy het nie gesondig nie. So dis 2 verskillende goeders, en dis wat Jakobus 1 vers 15 ook sê. Sy sê dan, wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan die sonde, en wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. Maar ons moet baie versigtig wees wanneer ons hierdie vers lees en begin dink ons het maatjies om mee te speel wanneer dit kom by versoekings. Want die gedagte dat ons daarmee wil speel is waar die probleem begin. Ons wil nie met hierdie goed
speel nie. Inteendeel, wanneer ons na Genesis toe gaan, die ou storie van ouds in Genesis 3 vers 1 tot 6, lees ons van hierdie bedrieglike, ek wil baie woorde gebruik, bedrieglike, baie lelike, listige leenaar van 'n slang, wat gekom het, en Eva en Adam, ek moet seker eers Adam gesê, in die beste omstandighede wat hulle kon wees, die beste omstandighede wat ons kan wees, verlei het, suksesvol, laat val het in die sonde. En dan nog meer, hy het soveel selfvertroue dat hy na die Messias toe gaan, wat ons later by gaan stil staan. Hy kom by Jesus aan en hy probeer hom versoek. Nou dit sê vir jou, misguided, maar jy het baie motivering en hy het selfvertroue in sy skills. So ons wil nie met hierdie ding sukkel nie. Jakobus 4 vers 7 sê, dat ons die vyand moet weerstaan. En Paulus gaan so ver as om te sê vir die Efesiërs, of die manne in Efese en vrouens, tel die skuld van geloof op. Tel daai skuld op, want die vuurpyle gaan nie ophou vlieg nie. Die leuns van die vyand is een van die eerste goed wat ons in die versoeking inlei. Nou, wanneer jy kyk na die woord versoeking, is dit baie interessant. 'n bietjie Grieks. Grieks is baie interessant, ek weet julle almal weet dit. As jy kyk na die wortel van hierdie woord, is al 5 maniere hoe jy dit kan gebruik. Nou die eerste manier is om 'n poging aan te wend. So toe Paulus geword het, hy was Saulus, tot bekering gekom, toe kom hy by die disippels aan en hy sê, ek wil graag by julle aansluit. Hy het gepoog om by hulle aan te sluit. Hulle het nie daarvan gehou nie, maar dit het op die ou ende uitgewerk. So die tweede manier is om te toets met die positiewe motivering, om uit te vind wie is hierdie persoon. Hoe dink hierdie persoon? Wat se karakter het hierdie persoon? Sonder om negatiewe konnotasie daarmee te maak. Nou, die interessante gedeelte is in 2 Korintiërs 13 vers 5, skryf Paulus 'n brief en hy sê, ondersoek julle self. Ondersoek julle geloof. Kyk na julle self, is julle waar julle moet wees? Het julle werk om te gaan doen? Ek dink ons almal het. As ons nederig genoeg is, dan sal ons admit, ons almal het. Maar dis wat Paulus nou toe geskryf het vir hierdie kerk. Die derde manier is met die negatiewe motivering, ondersoek jy iemand. Dis nog nie daar by die vyand nie, maar dis iets soos 3 questions en raaisels en goeters, om die persoon se reputasie te beskadig of te belemmer. En dis in hierdie gedeelte waar mense begin vra het, hoe dink jy dryf Jesus hierdie demone uit die mense uit? En ander mense het nou weer vir hom gaan sê, vir ander mense gaan sê, ek dink dis deur die duiwel, dat hy die duiwels uitdryf. Dit maak nie sin nie. Jesus het ook gesê, hoor jy wat jy sê, as hy huis teen homself opstaan, dan gaan die huis mos mekaar val. Hoe slim is dit nou? Die sekere vertaling sê Beelzebul. Maar dis daai tipe van 'n versoeking, is om uit te vind en hierdie beeld af te breek. Nou kry jy die vierde een, is die volgende 2 wat ons op gaan fokus vanaand. Die vierde een sê, dit is 'n manier wat ons iemand ondersoek en hulle karakter en hulle waardes en hulle, ek wil die woord gebruik want ek was gechallenged, hulle deug. Te ondersoek, maar hulle geloof te toets met die oog op sonde. So 'n eenvoudige voorbeeld is 'n alkoholist nou tot bekering gekom het. Hy het nou dit agter hom gesit. Dan is hierdie tipe versoeking, die tipe versoeking wat die vyand so lief het, is hy sal daai glas whisky vir hom inskuif. So hy sê nee, ek het nee gesê vir dit. Dan gaan hy aanhou en hy gaan aanhou tot hierdie persoon ingee. Dis hierdie tipe versoeking. Dis die tipe versoeking wat die vyand lief is vir. Dis die een wat ons later weer gaan van lees waar hy na Jesus toe gekom het. En die 5de manier is 'n versoeking wat positief is. So dit is amper soos die vorige een, maar dis met die oog op iets positiefs. So as jy kyk na iemand en jy probeer uitvind wat hulle intensies is, hoe standvastig is hulle, hoe sterk is hulle geloof, wat 'n goeie karakter het hulle om te bewys, en dis in hierdie toets wat dit nou voortkom. En selfs soos byvoorbeeld in Job, soos toe God gesê het, hierdie man dien my met opregte geloof, liefde en toewyding. Dis hierdie tipe toets wat ontbloot het, wie is hierdie man wat God van gepraat het, hierdie man Job, en God het hom nie versoek nie, hy het hom nie in die versoeking gelei nie, maar hy het toegelaat dat Job getoets word, deur in die versoeking in te gaan. So, dis ook hierdie manier wat ons as kinders van God kan groei.
Dis waar ons karakter getoets word en waar ons ontwikkel. In ons geloof groei ons ook. So die perfekte voorbeeld van dit wat ek tot dusver toe gesê het, is in Matteus 4 vers 1 tot 11. Ek lees gou vir ons. Hierna is Jesus deur die Gees in die woestyn ingelei, dis nadat hy gedoop was, om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas en later honger geword. Selfbeheersing om na 40 dae te besef, het honger geword. Toe het die versoeker nader gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. In vers 4, maar hy antwoord, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar uit elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Toe neem die duiwel Jesus na die heilige stad, en laat hom op die hoogste punt van die tempelgeboue staan, en hy sê vir hom, as u die seun van God is, spring hier af. Dan daar staan immers geskryf, hy sal sy engele opdrag gee, en jou op hulle hande laat dra, sodat jy nie dalk jou voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Hierna neem die duiwel hom na 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in hulle prag, en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as u neerkniel en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen moet jy dien. Toe het die duiwel hom met rus gelaat, en kyk, daar het engele gekom, en hom versorg. Nou, hierdie eerste vraag wat die vyand kom vra het vir Jesus, 40 dae in die woestyn, geen kos nie. Jy seker honger, Jesus. Hoe gaan jy nou aangaan vir die volgende paar dae? Want ek neem aan, hy was nie regtig naby enige bron op hierdie oomblik nie. En die vyand kom en hy sê, as jy nou nog 'n bron van energie, 'n bron van krag nodig het, vat net hierdie klip, as jy die seun van God is, let wel. As. Maak hierdie klip brood, sodat jy nou net 'n bietjie energie kan kry en verder kan gaan. Jy sien, versoekings het hierdie neiging om ons bron te kom toets. Maar om dit meer eenvoudig te maak, wil ek jou vra, waarop staan jy? Wat verhef jou bo jou omstandighede? Ons jaag konstant goed agterna wat ons dan is ons oortuig, dis hierdie tipe ding wat ons oor ons omstandighede sal opstaan. Ons sal kan opstaan in ons omstandighede as ons hierdie ding kry. As ons dit kry, dan sal ons regtig gelukkig wees. As ons dit kry, dan sal ons vrede hê, daar sal vrede in my huis wees. As ek net elke liewe rugby game kan kyk, dan sal daar vrede in my huis wees. Maar ek wil vir jou sê, God is almagtig, God is heilig en God is goed. God is die enigste een wat regtig goed is en hy is die enigste een wat regtig iets kan gee wat goed is. Jakobus 1 vers 17 sê iets moois, dit sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Of jy sê, God bly altyd goed, en die gawes en geskenke wat God gee, bly goed. Moenie agter hierdie ander goed aangaan wat lyk asof dit goed is en dink, as dit my so laat struikel, hoe kan dit van God al wees? Ons kan God vertrou en selfs in 1 Korintiërs 10 vers 13 sê God vir ons, hy sal ons nie eers bo hierdie magte van hierdie wat ons nie kan weerstaan nie. Ons sal nie versoek word bo ons krag nie. Dit sê geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie, Kerk van Korinte. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle krag versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee sodat julle dit kan weerstaan. Nou, hoe kan God dit sê? Want God, in hierdie omstandighede waar ons die versoekings ervaar, wil God ons kom gebruik. Hy wil ons kom gebruik om ons dis nie net om ons te gebruik nie, dis om ons te laat groei. Dis om ons te gebruik sodat hy verheerlik kan word. Dis hierdie geleentheid wat ons kry en dis waar ons fondasie getoets word, want wanneer al die goeders wat ons dink goed genoeg is, uit die pad uit gegrawe word, dan begin ons iets ontdek wat ewigheidswaarde het. En dis hier in Lukas 6 vers 46 tot 49 wat ek vir ons wil lees. Watter sin het dit? Dat julle my aanspreek, Here, Here, en nie doen wat ek sê nie.
Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en doen wat ek sê, ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat by die bou van sy huis die grond diep uitgegrawe het en die fondament op die rotsbodem gelê het. Toe daar 'n oorstroming gekom het en vloedwater die huis tref, kon dit hom nie beweeg nie, want die huis was goed gebou. Maar as iemand luister en nie doen wat ek sê nie, is hy soos 'n man wat sy huis bo op die grond gebou het sonder 'n fondament. Toe die vloedwater dit tref, het dit dadelik ingestort en dadelik het daardie huis 'n groot puinhoop geword. Daarom kan ons sê wanneer God ons bron is hy ons fondasie. Hy is standvastig, hy is onveranderd, hy's getrou en hy is ons rots. Hy wil ons rots wees. Wanneer die vloedwaters kom, het ons hierdie geleentheid om vas te staan en op te kyk en te weet, God staan daar en sê, dit is my kind. Net soos wat Job die geleentheid gehad het, het ons vandag die geleentheid. Dit is nie net Job wat die geleentheid gehad het om dit te doen nie. Ons is maklik om te dink, arme Job. Ek dink, ja, ek doen. Ek het definitief compassion. Dis harde lesse daai. Maar hy het die geleentheid gehad om die vyand verkeerd te bewys. Hy het die geleentheid gehad om God te verheerlik. Hy het die geleentheid gehad om daar te staan en te weet, my God kyk af op my. En hy sê, dit is my kind. Jy sien, as ons gewoond raak in die oppervlakkige goeders, dan gaan ons nooit dieper wil gaan nie. En dan kom daai dag, hierdie goed wat ons dink, hierdie pakkie iets, gaan weggespoel word. Dit gaan ons nie help nie. Jy gaan dit nog na die tyd ook hê. Jy gaan daar verdrink tussen die sand. Nou ek wil jou vra, as ons bron ons verhouding met God is, waar kry jy jou regte brood? Kry jy dit in 'n pakkie iets? Of kry jy dit in jou binnekamer? En dis die volgende punt wat ek wil deel. Waar is jou posisie? Dis hierdie vraag wat my baie konfronteer het. En dis hierdie gedeelte in vers 6 waar die vyand vir Jesus kom sê, jy weet wat, ek bring jou na die heilige stad toe, ek bring jou na die hoogste hoogte toe, daar waar die tempel staan, jy is hier by jou God. Spring hier af en wys my dat jy die seun van God is. Want hy gaan jou mos nou vang, jy gaan mos nie as jou voet in 'n klip kan stamp nie. Nie as jou voet gaan die grond tref nie, al spring jy mooi af. En is hier waar ek opgewonde is om 'n klein kort videoetjie met julle te deel en dan gaan ek verder verduidelik na dit. Sien hoe lagwekkend is dit nê, dat wanneer ons begin dink, jy weet wat, ons het hierdie nou onder beheer. Ek sal vir God sê wat hy kan doen of inteendeel ek sal vir God sê wat ek gaan doen. En jy weet wat, ek is 'n kind van God. Hy gaan anyway dit approve. Jy weet ek het 'n stamp van approval. Dat die Bybel sê ons ek is gestempel met die Heilige Gees, so ek kan my idee gaan uitvoer en as dit nou nie die beste idee is nie, sal hy my, jy weet, hy sal my aanhelp en alles sal uitwerk en ek sal fine wees. Ek kan maar spring. Dan sal ek vir jou bewys ek is 'n kind van God. My God gaan doen wat ek sê. Maar sien, ons besef nie hoe afhanklik ons regtig van God af is nie. Want ons maak hierdie planne, ons begin angstig raak wanneer ons om ons kyk en hierdie versoekings is dieper as wat ons dink. Want ons is besig om hierdie plan uit te raam en ons is besig om dit so, dit daar waar God se plan is, ons forceer dit amper in daai plan van God in. In daai area, dit wat vir God bedoel is, begin ons begin dit amper aanneem. Ons as kinders van God weet wie op die troon is. Halleluja! Halleluja! Ons weet wie op die troon is. Want ons is met die Heilige Gees bestempel. Ons is gevul met die Heilige Gees. En die Heilige Gees, die Gees van God wat in ons bely, dat ons kinders van God is, dat ons 'n Abba Vader het. Nou dit is ons posisie. Die naaste wat enige iets in die skepsel wat God gemaak het, kan wees. Dis waar ons is. Ons word gereeld gekonfronteer met hierdie emosies en hierdie gedagtes. Is hierdie God se plan? Of is ek besig om my eie plan in God se gebied in te forceer?
En te sê, Here, ek weet, ek is U kind. En daarom, Here, U sal my nie laat struikel nie. En daarom, Here, ek sal voorloop. Efesiërs 5 vers 17 tot 18 lees ek gou vir ons. Dit sê, om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie. Probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. Moenie deur wyn bedwelm raak nie. Daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel, word vervul deur die Heilige Gees. Jy sien, dis in tye van versoeking wat ons vir God ons plan wil voorlê. Maar eintlik is dit juist hierdie stand wat ons voorheen van gepraat het. Dis hierdie goeters wat ons so besig hou, wat ons laat dink ons kan dit doen. Maar wat het Jesus gesê toe die vyand gesê het, jy's mos die seun van God, bewys dit deur af te spring hierso. Jesus het vir ons die perfekte voorbeeld gegee, dit wat Eva nie kon doen nie. Jesus het kom sê, ek is hier om God te volg. Ek is nie hier om God te lei nie. Dis so Spreuke 3 vers 5 tot 6 wat sê, Here, ek gaan vorentoe gaan en ek gaan vertrou in dit wat U doen. Ek volg U, al weet ek nie wat die uiteinde van hierdie is nie. Ek volg U. Ek vertrou op U. Nie my eie insig nie, nie my eie krag nie. En dis hier waar ek die derde vraag wil vra. Is waar kom jou waarde vandaan? Want in vers 9 kom die vyand en hy sê, ek sal vir jou al hierdie gee, die rykdom van die wêreld, wat aan my behoort. As jy net voor my kan kniel. En hy's nog mooi genoeg in hierdie spesifieke vertaling om te sê U. Jy sien, dis in hierdie omstandighede waar Jesus kragteloos voorgekom het. Dis in hierdie omstandighede waar Jesus desperaat voorgekom het. Dis selfs in hierdie omstandighede waar hy onvoorbereid voorgekom het. In hierdie omstandighede het Jesus selfs alleen gelyk. Om so in die wildernis te drentel, dit lyk asof Jesus sonder krag is, sonder hoop is, sonder 'n plan is, sonder hulp is. Hy kom voor as 'n waardelose persoon. Hy's in die middel van die wildernis. As iemand nie verstaan die Heilige Gees het hom soontoe gestuur vir 'n spesifieke rede, vir 'n spesifieke doel nie, dan gaan hulle dink, hierdie ou was by mense, nou is hy in die wildernis in, sonder enige voorbereiding. Jesus is hier dun gesmeer, want sy waarde is nie in enigiets fisies nie. Dis nie dit wat hy inneem nie. Dis nie dit wat in hierdie wêreld is wat hom krag gegee het nie. Dit wat hom vol gemaak het, dit wat hom waarde gegee het, is toe nadat hy gedoop was hy gevul met die Heilige Gees. Ja. Die Heilige Gees het hom in die wildernis ingelei. Maar voor dit sê Johannes die Doper nog vir hom, wie's ek dat ek u kan doop? Jesus het geen sonde om van te bekeer nie. Hoekom moes hy gaan doop? En hy sê vir Johannes die Doper, want ek doen wat my Vader wil hê ek moet doen. Full stop. 99% van die mense wat daai vers eerste keer gelees het gedink, wag 'n bietjie. Daar's een of ander vers wat hier nog 'n bietjie verduideliking gaan gee. Ek wil verstaan hoekom. Maar daar's nog 'n gedeelte waar Jesus saam met sy disippels gegaan het en hy's op pad Samaria toe en die disippels gaan Samaria toe om kos te gaan kry en hy's by hierdie waterbron by hierdie Samaritaanse vrou en hy het 'n ontmoeting met haar en hy maak haar oë oop. Ek is die een wat gekom het om nie net die Jode te red nie. Ek het gekom om almal te red. Waar ook al jy kan aanbid, gaan jy God kan aanbid in gees en in waarheid. Hierdie genade is oopgemaak, die identiteit is ontbloot, sy kan sien. En toe die disippels terugkom met kos, is hulle 'n bietjie te mekaar. Want Johannes 4 vers 31 en 32 sê, intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet iets. Ons het vir jou kos gebring, jy het nog nie geëet nie, eet iets. Maar hy het vir hulle gesê, ek het voedsel om van te eet waarvan julle nie weet nie. Dis om die wil van my Vader te doen. Waarvan is jy vol? Wie se wil doen jy? Wat bepaal jou waarde? Waarop staan jy? Ek wil weer vra, waarop staan jy?
Ek wil jou motiveer vanaand, word vol van die Gees en begeer om vol te word van die Gees. Dis hoe ons God se wil kan onderskei, dis hoe ons vol bly, dis waar ons waarde lê, as kinders van God. Want hoe kan ons sê, Here, Here, en ons doen nie wat die Here ons vra nie. En die mooiste ding van alles is, God het self ons waarde kom bepaal. En hy het dit voor ons oë kom plaas, die waarde van die perfekte man op 'n kruis. Waarde wat die prys van sy bloed en sy geskeurde liggaam werd is. Hy het dit self bepaal en hy het dit vir ons kom wys. Jy is dit werd, maar nog steeds akkommodeer ons goed wat ver onder ons waarde is. Ver onder ons plek is waar God ons wil hê. Om so naby aan God te wees en aangetrek, versoek te word deur iets wat so laag is. Dit maak nie sin nie. Jakobus 4 vers 7 tot 10 sê vir ons presies wat ons moet doen in hierdie omstandighede en dit som dit alles so mooi op en dis waar ek wil afsluit is. Vers 7 sê, wys dus dat julle van God afhanklik is, dat hy ons bron is, deur na hom te luister, te doen wat hy sê. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Kom nader aan God en hy sal nader aan julle kom. Was julle hande van die sonde wat daaraan kleef, julle sondaars. Maak julle harte skoon, julle tweesigtiges, wat nie kan besluit aan wie julle getrou wil wees nie. Trane moet wys, julle is jammer oor julle verkeerde goed wat julle aangevang het. Treur en huil. Julle gelag moet in droefheid verander en julle blydskap in bedruktheid. Val voor die Here neer en wys dat julle van hom afhanklik is. Dis vir ons identiteit as kinders van God is. En hy sal julle optel en aan julle aansien gee. Hy sal julle verhef. Dit is ons ewige waarde wat ons ontvang. Jy sien, versoekings kan so diep val dat dit ons fondasie toets. Dit kan so diep gaan dat al volg jy die hele lysie, jy tik al die boksies, jy doen alles perfek, jy bid, jy vas en jy hou vas en jy hou vas. Maar die antwoord wat jy kry is nie noodwendig die antwoord wat jy verwag het nie. Dis nie wat jy wou gehad het nie. 'n Pa wat sy seun verloor aan terminale kanker en 'n seun wat sy pa verloor aan terminale kanker. Both ways is dis nie wat ons wil hê nie. Jou fondasie word geruk, jou geloof word geskit. Jy word getoets bo jou krag as jy sonder God daar sit. Maar wat God sê vir sy kinders, is jy sal nie bo jou krag beproef word nie. Jy sal nie bo jou krag versoek word nie. Dis hierdie diepste tipe versoekings van twyfel wat geloof so krities maak. En dis bestem om die kinders van God op nuwe hoogtes te verhoog. Sodat dit sigbaar kan wees dat hierdie storm, hierdie fondasie nie vernietig het nie. Dat dit sigbaar kan wees dat hierdie huis bly staan na hierdie massiewe storm en hierdie massiewe vloedwaters. En ek wil vanaand vir julle die antwoord gee op al drie vrae. Wie is jou bron? Jesus Christus is jou bron. Jesus is ons identiteit en Jesus is ons ewige waarde.